En God sê vir Moses, gaan na my volk, want ek wil jou gebruik. Ek het jou so nodig in my ryk, kan ek jou maar gebruik. En Moses antwoord, maar Here, ek kan dan nie eens praat nie. Hoe dit Joos, moet ek preek? Ek te plan, stuur my broer Aaron. Maar God sê, Moses, jy verstaan nie. Gaan na my volk, want ek wil jou gebruik. Geen ander kan het beter doen as jy, gevestig in my. Gaan na my volk, ek vra nie of jy kan nie, want ek stel jou in staat tot wat ek vra. Ek wil jou laste dra. En God sê vir Jona, gaan aan Nineve, want ek wil jou gebruik. Ek het jou so nodig in my ryk, kan ek jou maar gebruik. Oh, en Jona antwoord, wat kan ek doen, Here? Al wat ek kan doen is swem. Maar God sê, Jona, jy verstaan nie. Gaan aan Nineve, want ek wil jou gebruik. Geen ander kan het beter doen as jy, gevestig in my. Gaan aan Nineve, ek vra nie of jy kan nie, want ek stel jou in staat tot wat ek vra. Ek wil jou laste dra. God sê vir jou, gaan na jou buurt, want ek wil jou gebruik. Ek het jou lewe nodig in my ryk, so kan ek jou maar gebruik. En jy sê, ek wil nie. Ek kan nie. Ek is te jonk, Here. Kry dan maar nou eers spysies. Sal u net weer op die rekenaar kyk, Here? Ag, ek is seker daar's net 'n ou foutjie iewers. Dis nie 'n probleem nie. Ek bedoel, ek is eintlik 'n introverte. Nogal 'n nerd. Here, ons het 'n goeie droom nie.
Ek sal bid vir ons dominee, Here. Gebruik ons dominee, Here. En net nie ek nie, Here. As ons net kan leer om te luister as God praat, sal ons soveel minder ons koppe stamp. Jy sien, dit is nie die talentvolle ouens of die slim ouens wat 'n verskil gaan maak nie. Maar dis jy wat na God toe kom met leë hande en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. En al dink jy dat jy nie kan nie, soos ou Moses, dan moet jy baie mooi luister wat God sê. As hy sê, gaan na jou buurt, want ek wil jou gebruik. Geen ander kan dit beter doen as jy, gevestig in my. Gaan na jou buurt, ek vra nie of jy kan nie, want ek stel jou in staat tot wat ek vra. Ek wil jou laste dra. Ek wil jou laste dra. Ek wil jou laste dra. Ga na jou buurt. Ga na jou buurt. Ga na jou buurt. Gielie, wat is fout? Hallo Lientjie. Ag man, ek het sommer net 'n bietjie hartseer. Maar hoekom, Gielie? Wat het gebeur? Ag Lientjie, dis net die kinders by die skool het vandag vir my uitgelag omdat ek soos 'n disipel aangetrek is. Skaam vir hulle. Maar hoekom is jy so aangetrek? Ek is soos 'n disipel aangetrek want ek wil 'n disipel vir Jesus wees. So, toe dog ek, as ek soos een aantrek, kan mense sien dat ek 'n disipel van Jesus is. Oh. Gielie, jy hoef nie soos 'n disipel aan te trek om 'n disipel van Jesus te wees nie. Huh? Jy is die Here se disipel net soos jy is. Wow. Hy gebruik jou, jy soos wat jy lyk, en waar jy skool gaan, en waar jy ook al gaan. Hy wil hê, jy moet van hom getuig, net soos jy is. Net soos ek is? Net soos jy is. Wow. Jy moenie iemand anders probeer wees nie. Al Jesus se disippels was verskillende mense gewees. Ja. Ja, kom, ons gaan kyk 'n bietjie. Wie was Jesus se eerste disippels en hoe het hulle gelyk? Okay, kom ons gaan kyk. Okay. I am yours and you are mine. Dit is Jesus.
die Seun van God en die redder van die wêreld. Terwyl Jesus op aarde geleef het, het hy almal geleer van God se liefde en baie mense gesond gemaak. Hy het baie wonderwerke gedoen, soos om die storm op die see stil te maak. En hy het tot mense uit die dood laat opstaan. Maar daar was mense wat glad nie gehou het van wat Jesus gedoen het nie. Hulle het hom doodgemaak. Hy is dood aan 'n kruis en is begrawe in 'n grot. Vir 3 dae het Jesus se liggaam in die graf gelê en dit het gelyk of daar geen hoop meer is nie. Maar Sondagoggend vroeg het die vroue wat na Jesus omgesien het, na die graf gegaan en gesien die graf is leeg. Jesus is nie meer daar nie. Jesus het opgestaan. Hy lewe. Jesus het aan sy disippels verskyn om te wys dat hy lewe. Een van die 12 disippels, Thomas, was nie by toe die ander Jesus gesien het nie. Later toe hulle vir Thomas vertel dat hulle Jesus gesien het, het Thomas gesê, ek sal eers glo as ek self Jesus se hande sien en my vingers in die gate in sy hande kan sit en my hand in sy sy kan sit. Agt dae later was die disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Die deure was gesluit, maar skielik was Jesus tussen hulle. Vrede vir julle, het Jesus gesê. Toe sê Jesus vir Thomas, bring jou hande. Steek jou vingers in die gate in my hande. Steek jou hand in die wond in my sy. Moenie sonder geloof wees nie. Glo my. Thomas het geantwoord, my Here en my God. Jesus het vir hom gesê, jy glo, omdat jy my gesien het. Geseënd is die wat glo, sonder dat hulle my gesien het. Gee nou vir elkeen in julle gesin kans om een van die disipelkaartjies te neem en die ander gesinslede aan die disipel bekend te stel. Julle kan dit doen deur die inligting agter op die kaartjie vir mekaar te lees.